Wanneer ons baie slegte nuus kry en ons die nuus hoor dat nog een van ons tieners selfmoord gepleeg het, ruk dit ons tot stilstand. Maak nie saak hoe groot of oud jou kinders is en of jy dalk selfs kinders het of nie. Wanneer ons daardie nuus kry dat iemand het hulle lewe geneem, dink hy altyd, joh, dit kon verhoed geword het. Joh, is daar nie iets meer wat ons kon gedoen het vir daardie persoon nie? En gewoonlik is hierdie mense hoofsaaklik depressief. Dit is nie noodwendig so dat die depressie eerste was en dan gelei het tot al hierdie ander dinge nie. Dit is baie keer so dat 'n ou 'n traumatiese gebeurtenis ervaar het of sukkel op skool met leerprobleme, aandagafleibaarheid, disleksie, daai tipe van ding. En dit skep ook verskriklik baie angs en depressie by kinders en ook by tieners. So ons gaan nie vandag hare kloof oor presies waar kom dit vandaan en wat ons dalk moet anders doen en daai tipe van ding nie. Nee. Vandag se video gaan regtig daaroor sodat dit vir die tiener daar buite 'n tool kan wees. My hele idee is dat tiener, as jy hierdie ding kyk vandag en jy sien jouself hierin raak, gaan vra asseblief hulp. Vat hierdie video na 'n onderwyser toe of na 'n vriend of 'n vriendin toe. Vat hierdie video na jou ouers toe en gaan sê vir hulle, weet jy, ek sukkel hiermee. Want hier is die probleem. Die meeste tieners wat sukkel met hierdie selfmoordgedagtes, wat sukkel met die depressie, is dalk meer kinders wat bietjie meer na binne gekeer is, wat dalk meer introverte is. So hulle gaan nie noodwendig net met ons praat oor hulle emosies nie. En die moeilike ding van 'n depressie is dat jy het nie altyd woorde om te beskryf nie. Jy kan nie presies sê wat is fout nie. Jy weet net, ek voel sleg, ek voel nie lekker nie, ek is nie gelukkig nie, ek het nie energie nie, en ek is net lus vir niks. Ons uitdaging is om hierdie ding te keer en beter te kan maak voor dit te erg raak. Ek het 'n baie eenvoudige beeld wat ek wil gebruik, van 2 parretjies. Die eerste parretjie sit ons in 'n pot op die stoof en die water is koud. En ons gooi hom daarin en hy swem al te heerlik. Man, hy is heerlik by die see en hy swem lekker. En ons sit die pot aan op 6 en stelselmatig word die water warmer. Ons het parretjie nommer 2 wat ons dieselfde pot op die stoof voorsit, maar ons gooi van die begin af kokende water daarin. En ons gooi daai parretjie in. En daai parretjie val in en hy spring dadelik aan die kant uit. Want dit is hoe ons stresresponse werk. Veg of vlug. En daai ouetjie besef net, hy gaan hierdie warm water nie regtig kan veg nie. Hy vlug, hy spring uit die pot uit. En depressie werk nie so nie. Depressie is soos ons eerste paddatjie. Want wat gebeur? Hy sit, die water is nog lekker, hy voel dit raak so 'n bietjie warmer, maar hy's okay. En hy swem. Maar soos wat die water warmer raak hy al hoe meer gedehidreer, raak hy moeg, en hy besef hy moet dalk so 'n bietjie probeer uitklim, maar hy gly, want hy's te moeg om te spring. En hy begin roep, maar niemand hoor hom nie, maar later is hy selfs asem te min om te begin roep. En dis wat depressie met ons doen. Hy sluip bitter, baie stadig in ons harte, in ons gedagtes, in ons lewens in. En hy het 'n verlammende effek op ons. Niks is vir ons lekker en ons is nie lus vir niks nie en ons wil asseblief nie oor dit praat nie. En dis ons probleem, want ons ouers is so gewoond om te dink, maar ons moet tieners net uitklos en laat hulle net daar in hulle kamers wees en gun hulle privaatheid en as hulle nie my hare is oor iets nie, soos maar net te bly. Dis my probleem, want dis daai ouetjies wat nooit praat nie. Wat voel niemand verstaan hulle nie, want hulle verstaan dan nie hulle self nie. Hulle het nie vriende nie, want hulle vriende verstaan hulle dalk nie. En baie keer is hierdie goed leuns, nee, en dit is wat ons in terapie met hulle doen, is ons bring 'n bietjie hierdie leuns na die oppervlak en sê, maar wat is die realiteit? Het jy dalk 'n paar goeie vriende daar buite nie? Want hulle stoot hierdie mense weg van hulle af. So asseblief, as jy
so voel, as jy net voel jy lê onder in 'n gat, jy is daai paddatjie wat net nie meer kan nie, en jy weet nie hoe om dit te sê nie, wat om te doen nie, gaan net na jou ouers. Sê vir hulle, mamma, hierdie vrou het goed gesê wat ek mee kan identifiseer. Help my asseblief. Gaan soek hulp julle, gaan na 'n beraader toe, gaan na 'n sielkundige toe, gaan soek hulp wat jou situasie kan pas. Gaan soek iemand wat 'n professionele persoon op hierdie gebied is. En kom ons kry hulp. Kom ons help daai paddatjies, aanvanklik om vinnig te kan uit die water uitkom, maar kom ons help hulle ook, sodat hulle die tekens van hierdie depressie en hierdie dip waarna hulle gaan, dat hulle dit vinniger kan raak sien, en vinniger kan uitspring, of, wanneer hulle onder is, to ride it out. En om nie iets slegs en iets doms aan hulle self te doen nie. Want ongelukkig, as dit in die nuus is, en ons is bewus daarvan, dan kry mense al hoe meer en meer gedagtes. En klink dit dalk al hoe meer na 'n goeie idee. En dit is vir niemand eintlik 'n goeie idee nie. Soos jy nie weet waar om my te kontak nie, kyk gerus op die skerm, en stuur vir my e-pos of bel my, of jy nou die tiener is, of jy die ouer is, enige tyd is julle welkom. Laat weet my waar ek vir julle kan help. En dan help ons die ouetjies, en dan sorg ons dat ons bietjie 'n gelukkiger samelewing daar buite hê, want dit is maar taai daar buite. En ons tieners is nie altyd toegerus om hierdie dinge op hulle eie te kan hanteer nie.